opgehou het. En om die waarheid te sê, gaan ons eintlik 'n groot tree gee vanoggend, want ons gaan die hele hoofstuk 10 behandel. Genesis hoofstuk 10. Dit is geslagsregister, so dis een van die gedeeltes wat ek nou nie sal kies om oor te preek nie. En as u dalk vanoggend vir die eerste keer by ons kuier, ons het nie die gewoonte om die moeilikste of die slegste gedeeltes te soek en daaroor te preek nie, maar ons het die gewoonte om vers vir vers deur die Bybel te preek. So ons wil letterlik die hele Bybel boek vir boek, vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk preek. As ons nou vandag klaarmaak by hoofstuk 10 of klaarmaak met hoofstuk 10, as die Here wil in ons leef, sal ons volgende Sondag aangaan met hoofstuk 11 vers 1 en dan kyk hoe ver ons sal vorder met hom. Maar omdat dit 'n geslagsregister is, vorder ons baie vinnig. Daar's 32 verse. Ons gaan dit lees en ons gaan kyk wat ons daaruit kan leer. Sommige van die kommentare sê, die meeste mense as hulle die Bybel lees, slaan 'n geslagsregister oor, lees hom glad. Ander ouens verdra dit om dit te lees. Maar hy sê niemand geniet dit om 'n geslagsregister te lees nie. So ek sal dit vir julle voorlees en een van die ouens het ook gesê, as jy nie weet hoe om die naam uit te spreek nie, klink net selfverseker, dan sal die gemeente dink dis hoe jy hom uitspreek. So ek gaan my bes doen, julle gaan my volg. Kom ons lees Genesis 10, die hele hoofstuk is 32 verse, is nie so lank nie, maar ons lees vanaf vers 1 in die ou vertaling. En dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Cham en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Meseg en Tiras. Die seuns van Gomer was Askenas en Rifat en Togarma. En die seuns van Javan was Elisa en Tarsis, die Kiteërs en Dodaniete. Uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte in hulle nasies. En die seuns van Cham was Kus en Misraim en Put en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba en Havila en Sabta en Raema en Sabtega. En die seuns van Raema, Skeba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod, 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in die land Siniar. Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou Ninive en Rehoboth, en Kalag en Resen tussen Ninive en Kalag. Dit is die groot stad. En Misraim was die vader van die Ludite en Anamite en Lehabite en Naftuhite en die Patrusite en Kasluhite, waaruit die Filistyne voortgekom het, die Kaftorite. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het, en die Jebusite en Amorite en Girgasite en die Hewite en Arkite en Sinite en die Arvadite en Semarite en Hamatite. En daarna het die geslagte van die Kanaaniete hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gaza in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Seboim tot by Lesa. Dit was die seuns van Cham volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, in hulle nasies. En ook vir Sem, die vader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Die seuns van Sem was Elam en Asur en Arpaksat en Lud en Aram. En die seuns van Aram was Us en Hul en Geter en Mas. En Arpaksat was die vader van Selag en Selag van Heber. En vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg,
want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan, Joktan. En Joktan was die vader van Almodad, en Selef, en Hasarmavet, en Jerach, en Hadoram, en Usal, en Dikla, en Obal, en Abimael, en Skeba, en Ofer, en Havila, en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan. En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die ooste. Dit is die seuns van Sem, volgens hulle geslagte, na hulle tale, in hulle lande, volgens hulle nasies. Dit is die geslagte van die seuns van Noag, volgens hulle afstamming, in hulle nasies. En uit hulle het die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. Daar is die hele hoofstuk. Mag die Here ook die oordeenking aan elke hart seën en dit heilig. Ek vra dat die manne staan, dan bid ons net saam. Kom ons vra dat die Here met ons sal praat deur sy woord. Ons wonderlike Here, ons buig vanoggend voor U in aanbidding. Dit was heerlik om U lof te besing met die liedere wat ons so luidkeels kon uitroep na die hemel. U is groot, U is lofwaardig. Ons wil saam met Hanna, die moeder van Samuel, sê, niemand is heilig soos die Here nie. Daar is niemand wat 'n rots is soos ons God nie. Wat 'n voorreg om vanoggend U naam te kan aanroep. Dis U dag, dis 'n rusdag wat U vir ons gun. Dis 'n dag waarop ons bymekaar kan kom om te luister na U woord. En ons het nou 'n baie droë stuk van U woord hier gelees. In die opsig dat dit vir ons net 'n klomp name is. Maar my gebed is dat U ons hierdeur sal kom voed. Dit is U woord. Dit is U waarheid. Daar's 'n rede waarom hierdie dinge daar moet wees. Help ons om die groot prentjie te sien. Help ons om met die konteks wat ons nou al reeds in 'n sekere mate verstaan, dat ons daarmee saam kan kyk na die gedeelte en kan sien hoe U werk. Bo alles, dat ons U genade sal raak sien en U daarvoor kan eer. Dankie dat U in ons lewens betrokke is. Elkeen wat vanoggend voor U is. Ons as individue word bemoedig as ons daaraan dink dat U met elkeen van ons werk. Ons eer U vir U genade. Ons dank U vir U lering uit U woord. Seën ons nou vir die volgende paar oomblikke tot lof en eer van U naam. Amen. Wanneer ek tyd spandeer in die studeerkamer en mense sit in werk en ek so nou en dan kom jy agter by jy konsentreer nou nie meer sterk genoeg nou moet jy 'n breek vat, dan is een van my grootste stokperdjies om op Google Earth rond te kyk. Ek dink die jong mense het sekerlik dit al gesien. Vir die ou mense, dis 'n manier om kaarte voor jou te hê wat jy nie kan glo nie. Daar's geen einde aan nie. Jy kan letterlik elke plek op aarde besigtig. En die wonderlikheid van Google Earth is dat jy jou eie huis kan gaan raak sien, uit die hemel uit kan sien, en dan kan jy bietjie terug staan en jy kan terugskuif en dan sien jy naderhand jou woongebied. En as jy nog uitgaan, dan sien jy jou stad, en dan jou land, en as jy te vinnig die wiel van die muis draai, dan sien jy die hele aardbol wat jy kan ronddraai. Letterlik 'n ligfoto van ons planeet. Vanoggend se boodskap is amper soos 'n ligfoto van die verhaal van die Bybel, maar hy fokus in, so duidelik, so klein soos wat ek my huis kan sien op Google Earth, so fokus hy in selfs op sekere individue se name wat genoem word. En wat merkwaardig is dat Genesis 10, hierdie hoofstuk, is 'n groot en 'n oorsigtelike kaart, 'n tabel van waar die nasies vandaan kom. Waar volkere ontstaan het. Uit Noag se 3 seuns het ek vir u gesê, het die mensdom uitgebrei. Hulle het in die ark behoue gebly en toe hulle uit die ark uitstap, het hulle die wêreld weer bevolk. En jy sien God se soewereine hand in die totstandkoming van die wêreld se koninkryke
en beskawings, as jy lief is vir geskiedenis en jy kyk na waar die mense vandaan kom, waar volkere ontstaan het, hoe hulle getrek het, hoe hulle op plekke gekom het en besluit het om daar te woon, sien jy God se hand daarin raak. Dis die prentjie wat die Bybel vir ons skilder. Moses verwys daarna in Deuteronomium 32 vers 8 en vers 9. Moses sê toe die Allerhoogste aan die nasies 'n erfdeel gegee het, toe hy die mensekinders van mekaar geskei het, het hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Want die Here se deel is sy volk, Jakob is sy afgemete erfdeel. Terwyl Israel, Jakob, sy uitverkore volk was. Deur hulle het hy 'n besondere doel gehad. Ons gaan nog baie daaroor praat as ons by Abraham kom hier in hoofstuk 12. Het hy tog al die nasies, deur sy bepaling, deur sy beskikking, het hy die grootte, die blyplek, alles bepaal van elke nasie, van elke volk op aarde. Belangrik om te weet, en dit moet ek vir u sê, hoofstuk 10 wat ons vanoggend bestudeer, is eintlik, as jy hom kronologies wil sit, moet hy eintlik na hoofstuk 11 kom. Want in Genesis 10 sê dit vir ons hoe die verdeling plaasgevind het. En in hoofstuk 11 gaan ons lees waarom die verdeling plaasgevind het. Want dit is toe God die mense laat versprei het oor die wêreld. Genesis 10, moet ek ook vir u sê, bevat 'n unieke, absoluut unieke vertelling van waar hierdie nasies vandaan kom. Ek daag u uit. Van die vloed het ek vir u gesê, daar's baie beskawings wat ou opgetekende verhale het. Sommige van hulle baie krom en skeef, maar jy kan min of meer iets daarvan agterkom. Nou, dit verwys seker na die vloed. Maar van hierdie stuk geskiedenis sit ons met 'n absolute unieke dokument voor ons vanoggend, wat vir ons karteer die menslike families in 'n tydperk wat bekend staan as die prehistoriese tydperk. Die geskiedkundiges verwys hierna as die prehistoriese tydperk. Hulle kan vir jou vertel van beskawings en kulture en al die dinge tot bietjie na dit wat ons vanoggend bestudeer. Maar hierdie gedeelte wat ons nou sien, is die eeue wat baie uniek neergeskryf is deur Moses. Hier is die eeue waar al die bronne en die dokumente en die argiewe van die sekulêre geskiedkundiges tot 'n einde kom. Hulle moet staat maak op opgrawings, want hulle wil nie die Bybel glo nie. So hulle moet nou opgrawings glo en hulle moet gaan kyk na waar die bakermat of die wieg van die mensdom is, en dan glo hulle eerder dit wat hulle in klippe sien as dit wat hulle op die Bybel se bladsye sien. Hierdie hoofstuk is 'n brug tussen Noag en Abraham. En ek het vir u gesê, omdat Noag so oud geword het, 950 jaar, was daar 'n oorvleueling, maar dit vertel vir ons die laaste paar eeue van sy lewe. Luister na die woorde, na die laaste paar eeue van sy lewe. Ons is gelukkig as ons kan sê, is die laaste paar dekades van my lewe. Die laaste paar eeue van Noag se lewe word hier vir ons uitgespel in die vorm van 'n geslagsregister. In hierdie vorm sien ons die geskiedenis van die mensdom. En ek moet vir u sê, soms is dit nie van pa na seun en dan weer van pa na seun soos wat ons normaalweg geslagsregisters het nie. Partykeer, en u het dit raak gelees, ek gaan dit net nou uitwys, is daar ook sommer hele nasiegroepe. Hy sê vanuit, en dan noem hy 'n individu se naam, het gekom, en dan noem hy nasies wat uit hom voortgekom het. Want dit was die tyd toe die nasies gevorm is. Die goeie voorbeeld is vers 15 en 16 wat ons gelees het. En Kanaan, dis 'n individu, was die vader van Sidon, individu, sy eersgeborene, en het ook 'n individu. En dan sê hy, en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete, dis nasies wat uit hulle uitgekom het. So, in hierdie register, as ons die kaart gaan bekyk, as jy wil ligfoto gaan bekyk van waar nasies vandaan kom, onthou net, soms is dit individue, en soms is dit nasies. Nou, voor ons vanoggend wegspring, ek het vir u gesê, ons gaan kyk na 'n ligfoto. Ek wil nou heeltemal uitzoom. En ek wil hê u moet saam met my vinnig net kyk na dit wat ons tot dusver weet en wat ons in die toekoms ook van weet as gevolg van die Bybel. Ons het begin in die tuin van Eden, na die skepping, in die paradys. Ons het gepraat oor die boom van die lewe.
Toe het ons gepraat oor die sondeval van die mens, na die skepping nou, die skepping van die mens is so aan die sondeval van die mens. En ons hoor, ons het gelees hier van Babylon. Ons lees van die verstrooiing van die nasies, die verwarring van tale. Dis aan die begin van die verhaal. Ons is nog redelik aan die begin van Genesis. Interessant, as jy die hele Bybel omblaai en jy gaan na die laaste boek, Openbaring, in die kroon van God se openbaring aan die mens, dan lees jy weer ewe skielik van 'n tuin, 'n paradys. Jy lees van Babylon, wat eintlik 'n baie groot deel van Openbaring uitmaak. Babylon. Jy lees van die boom van die lewe. Jy lees van 'n stad, die nuwe hemel en die nuwe aarde, en die stad van God, die nuwe Jerusalem, wat in hierdie nuwe hemel sal wees, of op die nuwe aarde geplaas sal word. So dit lyk vir my, en ek skaar my by baie van die slim ouens wat die kommentaare skryf, God se doel hier is om vir ons 'n skets, 'n buitelyn skets te gee van hoe die nasies as gevolg van sonde versprei het. En die res van die Bybel gaan oor hoe God uit hierdie verspreiding van die nasies sy volk bymekaar bring. Bymekaar haal die wat aan hom behoort. Deur sy goddelike genade, deur Jesus Christus, maak hy mense bymekaar om uiteindelik in die nuwe hemel en die nuwe aarde 'n permanente, ewige paradys vir hulle te gee, waar hulle saam met hom sal wees en waar hulle ingebring sal word om in sy teenwoordigheid te lewe. Sien jy die groot prentjie voor die sondeval en wat daar gebeur het, die verhaal waarmee ons besig hou vir ons hele lewe basies, hoe God sy mense bymekaar maak, en dan aan die einde sien jy, maar dit klink bekend, want dit het ek van gelees en dit het ek van gelees, en jy sien die ooreenstemmings. Nou ons gaan vanoggend so daarna kyk. Daar is, ek dink 5 hoofgedagtes, maar die eerste een gaan ons rukkie besig hou, want dit is ondergedagtes. Net vinnig om vir u te sê, wat moet ons in gedagte hou wanneer ons vanoggend na die geslagsregister kyk? En dan het ek in die stryk getrap om 'n paar van hierdie name te gryp. Ek kon letterlik nie, ons het net nie die tyd om na almal te kyk nie, maar om vir 'n paar interessante dinge te wys oor die nasies, en dan gaan ons afsluit met 'n laaste gedagte. So die eerste gedagte is 4 oorwegings om hierdie register te verstaan. 4 dinge wat ons in gedagte moet hou wanneer jy na hoofstuk 10 van Genesis gaan kyk. En ek het hulle vir u baie mooi puntsgewys saamgebring. Die eerste gedagte wat belangrik is dat hierdie register vir ons eintlik baie duidelik wys. Ek het die woord kartering gebruik. Dis soos om 'n tabel op te stel, om dit grafies voor te stel. Dit wys vir ons dat die Bybel God se openbaring is. Jy kan dit nie mis nie. Ons het in vers 1 begin en gesê, dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Cham en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die slim ouens kyk na Genesis 10 en dan sal hulle sê, luister, die Bybel staan alleen hier. Daar is geen ander beskawing wat hierdie inligting naastenby oordra nie, wat nog van soveel detail. Ons glo Moses het Genesis geskryf, maar nou moet jy vra, maar waar het hy sy inligting gekry? As dit dan die enigste dokument is wat hierdie geskiedenis vir ons gee, waar het Moses sy data gekry? Met wie het hy gepraat? Waar het hy dit gelees? Hy kon dit tog net sy duim uitsuig nie. Hierdie goed is baie duidelik wetenskaplik bewysbaar. Nou hier is die saak. Baie mense sal redeneer, wel hy was 'n prins in Egipte. Hy het die beste akademiese opleiding van sy dag gehad, dis hoe God dit beskik het, en daarom kon hy sekerlik by Egipte inligting kry. Maar onthou, daar was geen rekords nie. Selfs Egipte het nie rekords gehad van dit waarvan ons nou praat nie. Daar is geen ander rekords nie. Selfs Egipte se argiewe was bankrot as dit kom by hierdie stuk geskiedenis. En die enigste antwoord wat jy mee sit is, God self het vir Moses gesê, dis hoe dit gewerk het. Met direkte openbaring het God self aan Moses gesê, daai een was die pa van so en hy het vir hom al hierdie goed gegee, en so het Moses dit neergeskryf. Die antropoloë, dis die ouens wat die mense en volke bestudeer, en selfs die historiese,
soek vandag steeds na baie van hierdie inligting, maar hulle wil nie die Bybel aanvaar nie. Hulle draai hulle rug op dit wat God gesê het, soos ek net nou gesê het, hulle sal eerder glo wat 'n klip sê. Nou, daar's baie syspore wat ek kon vat. Iemand stuur vir my 'n e-pos so 'n paar weke terug, iemand wat uit Kaapstad luister na my boodskappe, maar hy sê vir my, Dominee, ek wil vir jou iets gee. My stuur 'n skakel van 'n YouTube video, en die man, nou daar was nou vir jou 'n wortel wat ek wou jaag, maar as jy dit wil hê, kan jy met my kontak maak. Hierdie ou van Kaapstad se passie is die DNS-navorsing van die mens. Hy hou van hierdie tipe van dinge, dis wetenskaplik. Maar in hierdie video praat die man van Answers in Genesis, want hy het gehoor, ek verwys in een van my boodskappe na Answers in Genesis van Ken Ham, toe ons gepraat het oor die ark. En hy sê, hierdie is interessant. Dis sy passie, hy dit wetenskaplik, kan hy dit verifieer. Hierdie goed maak sin. Die man se naam is Dr. Nathaniel Jensen, is 'n Amerikaner, wat 'n boek geskryf het genaamd Traced. En hy sê, analise van jou DNA, of van jou DNS, in Afrikaans is dit DNS, soos wat ek verstaan, kan geneties bevestig, nie net dat die wêreld bevolk kon word deur Noag se 3 seuns nie, maar dat dit wel so is. Om die waarheid te sê, as jy die regte DNS-toets doen, hy praat onder andere van, dit moet 'n toets wees wat die Y-kromosoom bevat, so dit moet 'n man wees, en, daar's baie daaroor te sê, ne? Maar in elk geval, dit moet 'n Y-kromosoom bevat, dan kan hulle wat hy noem die hapla-groep bepaal. En hy kan vir jou sê, jy is 'n afstammeling van Sem, of van Gam, of van Jafet. Dis net een van daai 3. Wetenskaplik geverifieerde detail oor elke mens op aarde, kan hy vir jou sê, dis die stam waaruit jy kom. En dan ook die verskillende vertakkings. Baie interessant. Wat ek net wil sê is, hierdie goed bevestig, die Bybel is waar. As ek voor u staan en praat oor die Bybel, is dit nie nodig vir my om te bewys die Bybel is waar nie. Ons glo die Bybel is waar, maar dit is lekker om dit te hoor. Dis wetenskaplik verifieerbaar. Die tweede ding wat ons moet onthou, hierdie register het 'n bepaalde doel. Dis nie omdat Moses niks anders gehad het om te skryf nie, daar's 'n bepaalde doel, en ons moet verstaan wat die doel is. Daar was 'n tyd terug, was daar 'n vreeslike modegier, waar veral die Engelse ouens wou gaan kyk het, waar kom hulle vandaan. Daar's 'n webblad gestig, ancestry.com, dink ek was dit, waar jy kon gaan kyk het, waar kom hy, wie was my agteroupa grootjie, en waar kom hy vandaan, en wanneer het hy Suid-Afrika toe gekom, mense wou uitvind, waar kom ek vandaan. Hierdie is nie ancestry.com nie. In hierdie hoofstuk is God besig om vir ons 'n vertelling te gee, sy uitleg te gee, van die aarde, en met een spesifieke familie, groot familie, uiteindelik een deel van die familie, uiteindelik een gesin, en dan een man met die naam van Abraham. Dis by hom wat ons gaan uitkom in hoofstuk 12. Dis die doel van hierdie register. Abraham, die seun van Tera. En onthou weer, die orde van hierdie tabel, van al die nasies van die wêreld, suggereer dat God iewers heen op pad is. En as jy die Bybel ken en verstaan, dan sien jy dis die agtergrond van God se verlossing. Hy's besig met die verlossing. Dis waar die klem lê. Hoofstuk 10 en 11, jy sal sien as jy dit lees, hy sê relatief min oor die nageslag van Jafet. Hy sê min oor Gam, bietjie meer oor Gam, maar nog steeds min. Maar as jy hoofstukke 10 en 11 bymekaar sit wat praat oor Sem en sy nageslag, dan is dit die klem. Dis waaroor dit gaan, want Sem is die lyn van, die saad van die vrou. En dis die agtergrond vir die verlossingsverhaal. Vat hoofstuk 10 vers 25 as voorbeeld, vers 25 en 26. Vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy dae die aardbewoners verdeeld geraak. Dis nou toe met die bou van die toring wat tot aan die hemel sou reik, ons gaan nog daarby kom. Dis toe dit gebeur het, die verdeling. En die naam van sy broer was Joktan. En Joktan was die vader van, en dan gaan hy aan met Joktan se afstammelinge. En die vraag is, hoekom brei hy nie uit oor Peleg nie?
Hoekom sê hy in hierdie geslagsregister iets van Joktan, maar nie oor Peleg nie? En die antwoord is, Peleg is die saad van die vrou. Hy gaan al die aandag nog aan hom gee in hoofstuk 11 en 12, want hy gaan met hom aan in Abraham. Uiteindelik gaan dit uitkom by die Here Jesus. Maar Joktan is die goddelose lyn, dis die saad van die slang. Sy nageslag word genoem, en dis waar dit stop. Dan is Genesis 11 iets van die toring van Babel, wat vir ons vertel, en as jy nou met weer eens net 'n tree terug staan en kyk, dan sê hy, hoofstuk 11 is 'n vertelling van hoe dit lyk buite God se genade. Buite die kerk, as jy wil. Dis hoe die wêreld lyk. Dis die milieu, dis die agtergrond. Die agtergrond gebeur, die wêreldgebeure waar binne God se genadige handeling met sonde plaasvind. So, hierdie register wys, daar's 'n goddelike hand. Hierdie register wys vir ons daar's 'n bepaalde doel. Derdens, hierdie register openbaar God se soewereiniteit. As jy kyk na dit wat hier neergeskryf word, en meer spesifiek sien jy dan God se uitverkiesende genade. As jy hierdie tabel dissekteer, is daar 'n hele paar opmerklike dinge wat enigiemand sal raak sien. Jy hoef nie 'n Hebreëse kenner te wees nie, dan gaan jy dit raak sien. Daar is byvoorbeeld 7 name, groepe van 7, 10 groepe van 7 name. 10 maal 7 is 70 name. En dit begin al klaar. Kan dit nou toevallig wees? Nee, God is besig met 'n plan. Hy is besig om die nasies, wat die uitbreiding van die aardbol, van hierdie hierdie planeet behels, om dit vir ons uit te skryf, uit te teken, te karteer as jy wil. Want elkeen van hulle is bekend by God. Selfs klein, glad nie noemenswaardige volkere, nasies, kulture, is bekend by God. Hoekom? Hy is soewerein. Deur sy raad en deur sy doel, met sy doel in gedagte, word al die nasies van die wêreld bepaal. Paulus verwys hierna. En ek het 'n sterk vermoede, Paulus het heel moontlik gedink aan Genesis 10, toe hy vir die wysgeere op Marsheuwel in Handelinge 17 vers 26 gesê het, en hy, dit is nou God, het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy, God, vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Wie het dit vasgestel? God. Wie het bepaal dat op daai plek gaan 'n ou se ossewa breek, en dis waar hulle gaan bly, en dis waar die stam gaan groei, en, of die familie gaan groei, en dis waar hulle gaan vestig, en dit is 'n volk wat dan in wording sal wees. Wie het dit bepaal? God het dit bepaal. Dis nie toevallig nie. Daar bestaan nie so iets soos toeval. Is geen twyfel, Paulus het hierdie hoofstuk in gedagte gehad nie. Nasies het nie geëmigreer of getrek of daar vertoef waar hulle was volgens lukrake besluite of toevallighede nie. God het bepaal waar hulle gaan wees. God het bepaal hoeveel hulle gaan wees. Hy is soewerein. En die toepassing is eintlik baie eenvoudig vir een van my. Iets wat ons hieruit moet neem. As God die detail van nasies bepaal, hoekom sal my lewe vir hom onbekend wees? Hoekom sal my lewe vir hom verborge wees? Ek is gebore in 'n gesin. Ek is gebore in 'n familie. Elke stukkie detail van my lewe is vooraf bepaal deur God. Dis nie omdat my pa besluit het om daai tyd daar te gaan werk, dat ek toe nou in daai laerskool was en daai juffrou gehad het in standaard 2 nie. Dit was niks toevallig nie. Dit was God se bepaling vir my, vir jou. Elke stukkie detail is in die hand van God. En daarom praat ons van God se soewereine hand. As jy soewereiniteit van God wil bestudeer, dan gaan jy dit verstaan en jy sal dit besef. Kyk mooi na vers 25. Vir Heber is 2 seuns gebore. Die naam van die een was Peleg, want in sy dae die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan. Peleg, het ek vir u gesê, is die een waarop ons gaan fokus, want dis die saad van die vrou. Joktan, sy broer, is die saad van die slang. Hoekom Peleg? Hoekom nie Joktan nie? Jy kan nie antwoord gee. Was dit omdat Peleg meer kerk toe gegaan het? Omdat Peleg beter offers gebring het? Nee. Dan was dit Meriete, nee.
God se uitverkiesende genade. God het dit beskik, God het dit bepaal. Die Bybel gebruik die terme uitverkies, verordineer. Hoekom doen hy dit? Hoekom doen God dit soos wat hy dit doen? Het jy al ooit gewonder? Want hy's God. Hy's soewerein. Niemand, een van die ouderlinge het vanoggend in die konsistorie gebid, niemand kan God se hand wegslaan en sê, Here, wat doen u nou nie? Want hy's God. God het bepaal dat hierdie lyn nie net sal voortbestaan nie, maar elke individu daarvan gered sal word en gered sal wees volgens sy genadige verkiesing. Die vers, die klassieke vers, wat jy baie mooi kan verbind met dit wat ons nou bespreek hier, is Efesiërs 1 vers 3 en vers 4. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Die enigste ding wat ons moet doen, as jy die woord van God hoor, en as jy die Here ken en die Here dien, is om te sê, dankie vir u genade. Want dis nie meriete nie, dis genade. So hierdie register wys, die Bybel is God se openbaring, hierdie register het 'n bepaalde doel, hierdie register openbaar se God se soewereiniteit, die laaste ding wat ons in gedagte moet hou, hierdie register karteer wat ons noem die heilige oorlog. As u nou al saam met ons 'n pad stap deur Genesis, sal jy weet waarvan ek praat. Dis hierdie stryd tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. U onthou God se woord aan die slang, Genesis 3 vers 15. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Vanaf daai woorde in die tuin na die sondeval is daar 'n heilige oorlog aan die gang tussen hierdie twee lyne. Dis die oorlog tussen lig en duisternis. Dis wat maak dat jou eie familie vir jou vreemdelinge is, want hulle praat nie dieselfde taal nie. Hulle ken nie die Here nie. Jy's lief vir hulle. Dis jou broers en jou susters na die bloed. Maar die mense by die kerk wat verstaan waaroor dit gaan, wat weet, ons dien die Here saam, dis jou familie. Dis jou mense. Hoekom? Want daar's 'n heilige oorlog. En jy kan nie lig en duisternis meng nie. Jy kan nie hierdie twee dinge laat te mekaar raak nie. Reg deur die geskiedenis het die duiwel gepoog om die saad van die vrou te vermoor. Daar's eintlik baie kosbare boodskappe al gebring in die verlede. Ou predikante, wat toe ek 'n kindjie was, onthou ek hierdie tipe boodskappe. Van hierdie lyn wat geloop het van die begin af en hoe die duiwel probeer het om hierdie lyn te vermoor, dood te maak. Onthou jy die geskiedenis? Dit het begin by Kain en Abel. Ons het daaroor gepraat. Dit gaan voort en daar's baie verskillende verhale. Israel in Egipte, hy wou die volk doodmaak. Hy wou die volk heeltemal vernietig. Dan Israel in ballingskap. Die verhaal van Ester, hoekom is dit in die Bybel? Dis om te wys hoe God sy volk bewaar het. Die naam van God word nie eens genoem nie. Maar God bewaar sy lyn. Dan aan die einde, net voor die een wat nou gebore moes word, Maria moet op 'n baie ver tydperk van haar swangerskap, moet sy op 'n donkie van Nasaret af Bethlehem toe ry. Hoekom? Die duiwel se poging om hierdie saad te vermoor. Daarna, selfs na die geboorte, Herodes se kindermoord wat ons hier in Kerstyd van praat en ons ken die verhaal. Hoekom? Want hy wou die saad van die slang doodmaak. Hy wou nie hê dat die verlosser moet kom nie. Hy wil nie die lyn van God aan die lewe hou nie of laat oorleef nie. Onthou hierdie sake wanneer ons vinnig deur die geslagsregister gaan. En dit bring my kortliks by ons tweede gedagte. Ons gaan kyk na Jafet se lyn. Daar's 3 seuns. Ons gaan vinnig iets oor elkeen sê. Jafet is die eerste een. En Noag se tweede seun word moontlik eerste genoem, want hy was 'n bietjie ver langs. Vers 2. Die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Meseg en Tiras. Hierdie vertakking van die mensdom onder Jafet nou is, het ek verlede week al vir u gesê, die Indo-Europese nasies. Hulle het aanvanklik in die streke van noord van Mesopotamië gaan woon, maar dit was 'n groot streek. Hulle het gereis. Hulle het uitgebrei, noord, redelik, nie baie ver noord nie, maar oos en wes. Dit was hierdie ouens, wat later die Amerikaners noem hulle die Caucasians. Dit is die blanke mense wat op hulle bootjies geklim het en na die nuwe aarde toe gegaan het en
daar 'n nuwe land gaan bewoon het, waar daar alreeds van hulle voorsate was, van die Indo-Europese nasies, Oos en Wes. Die geskiedenis, die antieke geskiedenis daar is baie interessant, die Ostrogote, as julle nou in Engels, ek moes baie van hierdie goeters gaan soek, wat is dit nou in Afrikaans? Die Ostrogoths, die Hunne, in Engels die Huns. Dis die ouens wat aanvanklik Europa bevolk het, maar hulle het migreer, hulle is reg deur die hele wêreld. Dis hierdie ouens, Jafet se afstammelinge. Sommige van die name is natuurlik interessant as jy gaan kyk na 'n woordstudie. Gomer, en dit klink nie baie dieselfde nie, want jy moet nou van die oorspronklike taal vertaal, en dan sit in Engels in die kommentare, en dan moet ek dit nou nog Afrikaans maak, maar dis die Kemeriërs in Afrikaans. Oos-Iraanse nomadiese ruiters, wat hulle oorsprong gehad het in 'n grasvlakte, wat bekend gestaan het as die Pontus Caspiese, dis daarna rondom die Kaspiese See. 'n Deel van Wes-Asië het hulle na toe gemigreer, en jy gaan kyk na die name, en jy kry die Wallisers, en jy kry ook die Germaanse stamme. En dit kry jy alles net uit die name wat gegee word. Magog is die Skitiërs, hulle het rondom die Swart See gaan bly, jy lees daarvan in Jesegiel 38:39, en saam met twee ander name, Tubal en Mesech, is hulle die hedendaagse Russiese volke. Tubal, dit kan jy amper hoor in die Afrikaans. Tubal is die stad Tobolsk, is nog steeds 'n stad in Rusland, aan die Tobol rivier in Siberië. Mesech is waar die naam Moskou vandaan kom. En dit is by die Moskwa rivier in Rusland. Madai is die vader van die Meders, wat in Persië was. Hulle sou 'n belangrike rol gespeel het om Babylon te oorwin. Babylon was hierdie groot mag, wêreldmoondheid, wat almal doodgemaak het en almal oorwin het. God het Madai, die Meders, gebruik om daardie werk te doen, om die Babylon te straf, en natuurlik ook om die Jode terug te stuur na hulle tuisland. Javan is die hedendaagse Grieke. Die Ioniese kuslyn met al die klein eilandjies daar in die Griekse eilande, die Agaïese See, ook in die kus van Turkye. Dis die mense van Javan, dis hulle voorvader. Tiras, minder bekend, maar Josephus, die geskiedskrywer, identifiseer dit as die antieke Romeine wat later in Italië gebly het. Saam met 7 seuns word daar 7 kleinseuns van Jafet genoem. 3 van Gomer en 4 van Javan. Gomer se seuns, en die seuns van Gomer was Askenas, Rifat en Togarma. Askenas, noordelike dele van Palestina gebly. Miskien as jy lief is vir geskiedenis en jy het al gelees van die Tweede Wêreldoorlog, daar was gepraat in die Engels van Ashkenazi Jews. Dis hierdie ouens, dis die afstammelinge van Askenas. Dis Duitse Jode, dis die ouens wat Hitler so doodgemaak het. Togarma, dis die Armeniaanse, Armenië is 'n land, dis die Armeniaanse volke. Dan in vers 4, die seuns van Javan was Elisa, Tarsis, Kiteërs en Dodanite. Elisa is letterlik die woord in Grieks vir Grieks is Hellas. So dis waar Elisa vandaan kom. Tarsis is die moderne Spanje, Kiteërs, Cyprus, en die Dodanite is 'n Griekse eiland wat ons vandag ken as Rhodes. Daar's 'n groot stad Rhodes ook op die eiland. Vers 5 sê, en uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies. So hierdie register van die afstammelinge van Jafet bevestig Noag, het jy agtergekom toe ek dit lees, dit bevestig Noag se profesie. Wat was Noag se profesie vir Jafet? Vers 27, mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem. Hy gaan uitbrei, hy gaan die wêreld bewoon, en jy sien dit met die name wat God vir ons gee van hoe hulle uitgebrei het. Hierdie vertakking van die mensdom is redelik verskeie in die Ou Testament. Word nie baie gesê van dit in die Ou Testament nie. Maar in die Nuwe Testament, as jy praat van die Grieke en die Romeine en al hierdie ouens, dis waar na hulle wat die evangelie moes gaan, waarheen Paulus gegaan het om te reis en te sê, hulle moet die woord van God hoor, Macedonië en al die plekke. Tweedens, Gamselyn, of dis ons derde hoofpunt, Gamselyn. Dis Noag se jongste seun. Vers 6.
Die seuns van Gam was Kus, Misraim, Put en Kanaan. Kus het 5 seuns gehad. Vers 7. Seba, Havila, Sabta, Raema, Sabtega. Die seuns van Raema was Skeba en Dedan. So Kus word algemeen gesien as Ethiopië, vandag ook Sudan. Van sy seuns is nie almal Afrika toe nie, maar word ook geassosieer met Arabië, die Arabiese lande, kom van Gam af. Kus, verskoon tog, Gam se tweede seun was Misraim. Misraim het ek al vir u gesê is Egipte. Van hom het 7 nasies voortgekom. Vers 13 en 14. Misraim was die vader van die Ludiete, Anamite, Lehabite, Naftuhite, Patrusite, Kaslihite, waar die Filistyne voorgekom het, en die Kaftoriete. Dis die nasies rondom Egipte, en dan ook na die weste van Afrika, langs die see. So dit is die afstammelinge van die tweede seun dan van Noag. Vierdens, kom ons by Kanaan se lyn. Nou Kanaan, sal jy onthou wat verlede week gebeur het, is Israel se vyand. Kanaan het Noag gehaat, en hy het iets afskuwelik gedoen. Veral in die tyd van Moses, toe Genesis natuurlik geskryf het, was die Kanaan-lyn hulle vyand. En as jy nou die meeste kommentare verwys na die most wanted van die Israelse vyande. Vers 15, en Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene, en Het. Nou daarna is daar 'n hele lys van volkere, waarvan sommige uitgewis is in die tyd van Joshua. Dis volkere wat in Kanaan gebly het. Joshua het hulle met die banvloek getref, daar het niks van hulle oorgebly nie. 2 seuns van Kanaan word spesifiek genoem. Sidon, dit was die kusgebied noordwes van Palestina, met Tyrus as hoofstad. Ons lees baie van Tyrus. Weet jy wie het van Tyrus afgekom? As jy praat van die most wanted in die Bybel, dan moet hierdie persoon seker in die top 10 wees. Die goddelose Isebel het van Tyrus afgekom. Het is die ander een, die vader van die Hetiete. In Abraham se tyd was hulle 'n goeie volk. Volkekundiges beweer, die Hetiete, hier is 'n stukkie interessante geskiedenis, die Hetiete is verdryf na die ooste. En hulle sê, dit het die Chinese geword. Het seker al gewonder, waar kom die ouens van die ooste vandaan? Dit kom uit die Hetiete. Opgrawings toon, die voorvaders van die Hetiete, wat nog in streke van Palestina gebly het skoene gedra met gepunte tone wat boontoe gestaan het. Dit klink soos die Chinese, né? Hulle was bekend vir hulle vernuftigheid om metaal te smelt en pyle te maak, die punte van die pyle en so voort. Hulle was die kenners daarvan, en dan ook veral bekend vir hulle geweldige pyk vermoë om perde te leer vir oorlog. Die Hetiete. Dis waar die Mongole, die Mongols en die Chinese volke vandaan kom, van die Hetiete. Die hoogtepunt in die beskrywing van Kanaan se lyn is 4 verse wat gewy word aan een individu, en sy naam is Nimrod. Vers 8. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. Nimrod se naam beteken rebel. Hier's 'n probleem. Dis wanneer die kinders in die klas inkom, die eerste dag van skool, en die juffrou staan so en kyk en sy sê, hier's 'n probleempie. Jy sien hom sommer vinnig raak. Nimrod was daai probleempie gewees. Vers 9, hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle soos Nimrod 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Nou die jagter, hy het nie koedes en rooibokke gejaag nie. Hy het mense gejaag. Hy het mense doodgemaak. Soos Kain was Nimrod 'n oprigter van stede. Hy het vir homself 'n naam probeer maak. Hy het homself probeer groot maak. Daarom het hy mense doodgemaak. Hy is die voorganger van Alexander die Grote en Napoleon Bonaparte en al hierdie ouens. Dit was Nimrod. Jafet se afstammelinge bou skepe en hulle reis die wêreld vol. Gam se karakter vind gestalte in Nimrod. Dis wie hy was. God het hom gelos. Dis wie hy was.
Sy stad, die stad waarop hy sy naam wou uitgrafeer as hy kon, is Babylon. Jy lees van hierdie twee stede reg deur die Bybel, né? Babylon en Jerusalem. Daar's boeke geskryf hieroor. Babylon en Jerusalem. Babylon is die stad van die saad van die slang. Babylon is die uitbeelding van alles wat in ons kultuur ook belangrik geag word. Want as God sê, jy mag nie dit doen nie, dan sê Babylon, ek sal jou wys, ek sal dit doen. As God sê, hierdie dinge moet julle doen, dan sê Babylon, ons wil dit nie doen nie, ons wil ons eie pad loop. Dis Babylon, in hulle self gekeer, groot in hulle self gekeer, omdat hulle liefde vir hulle self het. Hulle is die vergestalting van rebellie teen God. Alles wat teen God is, alles wat teen iets wat reg is en eerbiedig is, dit is die Babylon. Vers 10 sê, in die begin van sy ryk, dis nou Nimrod, was Babel en Erig en Akkad en Kalne in die land van Siniar. En hy was steeds nie tevrede nie, vers 11 en 12. Uit hierdie land het hy getrek na Asser en gebou Ninive en Rehoboth-ir en Kalag en Resen tussen Ninive en Kalag. Dit is die groot stad. Hier word twee stede genoem, prominent is in die Ou Testament, wat ook prominent is in die oorlog teen Godse mense. Ninive en Babylon. As jy enigstens iets weet van die geskiedenis, sal jy weet waarvan ek praat. Dis die kultuur van Nimrod. Dis die kultuur van ons dag. Die gees van ons tyd. Hoor of jy dit herken. Eie eer, pride, selfliefde, haat vir enige iets en enige iemand wat in jou pad staan. Geweld en magsbeheptheid. Dis die gees van ons tyd. Dis Nimrod, dis Ninive, dis Babel. Beide hierdie stede sal God se volk in kettinge wegvoer in ballingskap. Beide sal deur die Here vernietig word as 'n regverdige oordeel. Maar Babylon kry nie klaar nie, né? Babylon is vernietig, maar steeds lees jy van Babylon in Openbaring. Hoekom? Want Babylon is die karakter van dit wat teen God is. Dit word gebruik as 'n voorbeeld. En dan vra jy maar, wanneer gaan ons met Babylon klaar kry? Wanneer gaan ons met Babylon hierdie gees en hierdie gesindheid van Babylon klaar kry? En die antwoord is, dis wanneer die Here weer kom. Met sy wederkoms gaan ons klaar kry met Babylon. Ek lees vir die vinnig Openbaring 18. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval uit die groot Babylon. En dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Dis in Engels vertaal met haar onsedelike optrede of dade. En die konings van die aarde met haar gehoereer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. Dis Babylon. Dit wat die wêreld soek, dit wat vir die wêreld belangrik is. Dis Babylon en die gaan met hom klaar kry in Openbaring 18. Dis die profesie. Hierdie loflied van oorwinning oor Babylon gaan natuurlik saam met 'n vermaaning vir die kinders van God. Want in Openbaring 18 vers 4 staan daar, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk. As jy 'n kind van God is, word jy gewaarsku. Moenie meng met die goed van Babylon nie. Gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plaae ontvang nie. Ons word so maklik ingesluk, né? Ons word so maklik ingesluk deur hierdie dinge. En jy weet wat ek bedoel? Ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, jy begin en dink jy nou gaan ons 'n program kyk op TV en dis nou so onskuldig, dis so mooi en voor jou oë uitveer dan moet ons vir mekaar sê, mamma, ons sit maar eerder af. Hier is nie vir ons nie. Hoekom? Want hulle maak dit so subtiel, so slinks. Hulle sluk jou baie vinnig. Daar's 'n profesie in Daniël omtrent Babylon. Koning Nebukadnesar het 'n droom. Maar hierdie droom het hom ontstel. Dis een van daai drome wat by hom bly. Jy kry mos sulke drome wat by jou bly. En hy roep sy slim ouens en hy sê, kom vertel vir my nie net wat die uitleg van die droom is nie, kom vertel vir my wat ek gedroom het en dan gee hy vir my die uitleg. En sy slim ouens, sy wyse manne sê, dis onmoontlik, koning. Jy kan nie dit van ons verwag nie. Niemand kan dit doen nie. Maar daar was 'n man wat God geken het en aan wie God hierdie openbarings gegee het. Sy naam was Daniël. En Daniël sê die volgende woorde. Daniël 2, ek lees net vir die vinnig. Daar's nou baie wat ons kan sê, ek haas my. Vers 44 en 45.
Maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. Dis God se koninkryk. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit ewig bestaan. Net soos u gesien het, dat, en hierdie woorde is baie belangrik, dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster en die koper en klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. So deur Nebukadnesar se droom sê God vir Daniël, sê vir hom, ek het vir hom gewys wat gaan vorentoe gebeur. Al die koninkryke gaan verbrysel word deur hierdie koninkryk. Dis my koninkryk. Ek sal hom oprig. Al die ander gaan vergaan. Ons sing dit baie keer. Alle wêreldryke gaan verby, maar die ryk van God sal vir ewig bly. So dit gaan oor God se koninkryk. Maar ek moet afsluit. Die laaste is Sem se lyn. Ons kom by die laaste seun. En dit was interessantheidshalwe die jongste seun van Noag, Sem. Die seuns van Sem was Elam, Asser, Arpachsad en Lut en Aram. Elam is die Elamiete. Hoofstuk 14 maak hulle oorlog teen die Kanaaniete. Asser is Assirië. Assirië was 'n goeie volk. Assirië was 'n goeie volk. Een van die afstammelinge van Sem. Tot Nimrod hulle ingeneem het. Lut is die Lydiane van Klein-Asië. Aram is die Arameërs. Dis nou hedendaagse Sirië. En in Jesus se tyd, raai watter taal was 'n baie populêre streektaal. Aramees. Groot dele van die Ou Testament is Aramees en dele van die Nuwe Testament is geskryf in Aramees. Vers 23, en die seuns van Aram was Us en Hul en Geter en Mas. Hier is 'n belangrike lyn, want dit vertel vir ons van God se volk, sy lyn. Vers 24 en 25 sê, en Arpachsad was die vader van Selag, en Selag van Heber, en Heber is 2 seuns gebore, die naam van die een was Peleg, en sy daar die aardbewoners verdeeld geraak, die naam van sy broer was Joktan. Nou Heber is die Hebreërs, dis waar die woord Hebreër vandaan kom, is van Heber. Dan fokus hy op Peleg. Peleg beteken verdeel, dis toe die mense met die toring van Babel verdeel geraak het. Vers 32, dit is die geslagte van die seuns, hy vat eintlik maar net saam. Die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming, in hulle nasies. Uit hulle het al die nasies van die aarde hulle verdeel na die vloed. Nou hier's 'n paar lesse. Jy weet, die wêreld dink aan rasse en groepe. Die kind van God kyk na die mense op aarde en sê, daar's net een ras. Dis die menslike ras. Daar's net een ras. Die enigste ware verskil vir die kerk, vir die kind van God, is die mense van God en die mense wat nie aan God behoort nie. Dis die enigste verskil. Ons weet nie altyd wie's wie nie. Ons weet nie altyd presies, is daai ou se getuienis waar? Hoe werk dit nou hier nie? Een manier om te sien hoe hierdie, nie net die geslagsregister nie, maar die hele skrif ons dryf om hierdie dinge raak te sien. Dink gou saam met my. Ek het vir julle gesê, daar's 7 name, groeperinge van 7, 10 groeperinge van 7 name elke keer. 70 name in totaal. Later kom die Israeliete in Egipte aan. Jakob kom daar aan om te bly toe Josef daar was. En hoeveel is in die huis van Jakob? Kan jy onthou wat is die geskiedenis? 70. Toevallig? I don't think so. Later, heel wat later, in Lukas 10, stuur Jesus evangeliste uit, en hy sê, gaan verkondig die evangelie, vertel vir almal, Kan jy onthou hoeveel hy uitgestuur het? 70. Is nie toevallig nie. God wil vir ons iets sê. Ons kan dalk dink, ek is so, jy weet, klein, en ek weet, wat 'n verskil kan ek nou maak? Ek is net 'n ou spikkeltjie. Ek het vir u vooraf gesê van Google Earth. Die plekkie waar ek bly, maak nie eens 'n verskil in PE nie, wat nog van Suid-Afrika, wat nog van die wêreld. Ek is maar net daai ou spikkeltjie. Ek wil vir jou sê,
God wil hê sy mense, as jy aan God se mense behoort, dan kan jy 'n verskil maak. Jy moet 'n verskil maak. Wees getrou, wees gehoorsaam. Ons het 'n taak, ons het 'n missie. Hierdie hele geslagsregister, en ek besef, dit was vanoggend heel moontlik moordend vir u om te luister na al hierdie name. Het klink soos 'n Hebreëse telefoonboek wat ek vir u gelees het, en ek in elk geval nie veel erg aan geskiedenis sal jy dink, nou, hoekom moet ek nou weer, dis nou interessant vir sommige van u, maar ek wil hê jy moet een ding verstaan. Oor die mense van hierdie wêreld is daar 'n taak aan u en aan my opgedra om te sê, gaan en maak disippels. Jy begin in jou huis, en dit moet uitbrei, dit moet uitgaan, want mense moet hoor van Jesus. Ek wil afsluit met 'n lied wat Anne Ortland gesing het. Dit is 'n baie bekende Engelse lied wat hulle nou nog in die Engelse kerke sing. Die lied se naam is Macedonia, so koortjie. Net die eerste vers se woorde. The vision of a dying world is vast before our eyes. We feel the heartbeat of its need. We hear its feeble cries. As jy kyk na mense om jou, en jy sien hoe mense, en jy gaan dit, in hierdie dae wat ons nou is, jy hoef nie baie ver te kyk nie, want jy sien hoe mense Kersfees hou, dan besef jy, daar's geen hoop nie. Mense het geen vrede nie. Mense het letterlik niks. Hulle dink hulle het alles. Hulle dink hulle het alles wat hulle gelukkig maak. Hulle het niks. As hulle God nie het hulle niks. We hear its feeble cries. Lord Jesus Christ, revive thy church in this, her crucial hour. Ons lewe in 'n kritieke uur. U en ek moenie slaap nie. Ons moet wakker wees om te doen wat God wil hê ons moet doen. Lord Jesus Christ, awake thy church with spirit-given power. Dit moet ons gebed wees vir ons gemeente. Mag die Here ons 'n nuwe, vars visie gee vir sy werk, vir sy woord, vir sy waarheid, dat ons mense om ons sal sien, en nie vir wat hulle ry, wat hulle kry, waar hulle bly nie, maar dat ons mense sal sien as mense wat die Here nodig het. En ons moet hulle vertel van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Here, elke woord van die Bybel, lees ons, is gelouter in die smeltkroes 7 keer. Elke woord is waar. As ons hierin begin krap en ons soek na waarhede, hoef ons nie ver te soek nie, maar U beloon ons. U is 'n beloner van die wat U soek. Sal U ons in hierdie tyd opnuut net weer 'n visie gee van 'n wêreld wat verlore gaan. 'n Wêreld om ons wat U nie ken nie. 'n Wêreld wat die evangelie moet hoor. En as daar onder ons mense is wat nog nie ingekom het nie, sal U die evangelie duidelik in hart uitbasyn deur ons lewens, sodat ons 'n vastigheid sal vind in U verlossing, nie in ons eie saligheid, nie in ons eie geregtigheid nie. Ons aanbid U dat ons ook deel kan wees van U grootste taak, hierdie roeping om 'n verskil te maak in ons wêreld. En ons voel dalk ons kan nie baie doen nie, maar dit wat ons doen in opdrag en in gehoorsaamheid aan U woord, dit wat ons doen is kosbaar. En dit maak tog 'n verskil. Help ons, seën ons tot eer van U naam. Amen. Liedboek 493